Goeienaand en baie welkom by ons spesiale oujaarsdiens. Dit is so aan die vooraand van die jaar 2021, die nuwe jaar, en ek glo ons sien almal baie uit na 'n opwindende nuwe jaar. Ja, vanaand het ek weer net 'n aanlyn gemeente en gehoor. Na aanleiding van die president se aankondiging die week, het ons nie eredienste nie, instap eredienste nie, maar as ons in elk geval vir die volgende 2 dienste is ons op so 'n wyse by mekaar, en dan sal ons later in Januarie ook vir julle laat weet wat die situasie is. Baie welkom, lekker dat julle saam met ons hier is, waar jy ook al mag wees op hierdie ou jaar, mag die Here regtig vanaand vir ons seën in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Vader, dis vir ons vanaand lekker om so saam te wees, waar ons ook al mag wees, miskien by 'n vakansiebestemming, miskien by die huis, iewers op pad, dat ons tog op 'n manier kan hande vat en kan terugdink aan die jaar 2020, kan afsluit, maar waar ons ook met opwinding, met verwagting kan uitsien na 'n volgende jaar. Seën ons saam wees vanaand, Here, seën dit wat ons gaan hoor, dit wat ons gaan beleef, in die naam van Jesus. Amen. Dis nogal 'n interessante uitdaging om geskikte tekste te kry vir so 'n oujaarsdiens. Jy soek na tekste wat kan troos en moontlik vir jou kan bemoedig vir moeilike situasies wat jy beleef het in die ou jaar. Maar jy soek ook dan aan die ander kant tekste van dankbaarheid, as jy so terugdink. Aan die ander kant wil jy tekste van hoop hê en van verwagting vir die nuwe jaar of vir hierdie tydperk wat dan voorlê en wat gaan aanbreek. Ons gaan vanaand uit 3 teksgedeeltes saam lees, en ek glo hulle is baie geskik ook vir ons transisie uit die jaar 2020 na die jaar 2021. Ek lees eers uit die Ou Testament, Jesaja 40 vanaf vers 27, bekende gedeelte. Jesaja skryf vir 'n volk wat diep in 'n swartgalligheid verval het, wat perspektief verloor het, wat in 'n diep put van moedeloosheid is. En hy sê vir hulle die volgende: Waarom sê jy Jakob en kla jy Israel? En dis die klagte. Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy dit nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Dan in die Nuwe Testament, bekende gedeelte uit Hebreërs 11, wat vir ons 'n bietjie geloof definieer. Die eerste vers: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan Paulus in 1 Korintiërs 13, die geliefde hoofstuk oor die liefde, sluit hy daardie gedeelte af in vers 11. En nou geloof, hoop en liefde bly, en die grootste hiervan is die liefde. Ja, vriende, die ou jaar 2020 het vir ons aangebreek. Binne enkele ure swaai die kalender oor van 2020 na 2021. En ons gaan hierdie jaar 'n nuwe jaar begroet met opwinding, maar verseker ook met 'n groot stuk angstigheid en met baie onsekere, miskien benoude vrae. Tydens die ou jaar, soos vandag en vanaand, kyk ons gewoonlik terug wat gebeur het, kyk na die ou jaar, maar ons kyk ook vorentoe. Jy kyk terug na die jaar wat uitgeloop het en dan reflekteer jy daaroor. Jy weeg dit, jy evalueer dit, wat dit vir jouself ingehou het,
maar ook vir mense rondom jou, ook vir ons land ingehou het. En in die proses kan jy daaroor sug, of jy kan daaroor hande klap. Jy kyk nie net terug nie, ons kyk veral ook vorentoe. En in ons vorentoe kyk wonder ons, en ons hoop, en ons neem voor, en ons hou hard vas, maar ons wil ook die mooiste en die beste van die nuwe jaar verwag. As ons dan vanaand, op die laaste dag van die jaar, die vergrootglas so bietjie op 2020 plaas, is daar waarskynlik baie meer sug as wat daar handeklap is. Hoeveel van ons beskryf nie hierdie jaar as die moeilikste en die uitdagendste, dalk die aakligste jaar ooit nie. Annus horribilis, hoor ons oral mense sê, aaklige jaar. Die jaar, hoor ek nou die aand, waar die woord pandemie die mees gebruikte woord van die jaar was. Eintlik 'n nie amptelike prys daarvoor as die gewildste woord ontvang het, pandemie. Want dit was pandemiejaar. 'n Jaar met pandemiese afmetings van aaklige situasies. 'n Ongekende virus wat ons nie eers van geweet het 'n jaar terug tydens ons ou jaar nie. Maar wat intussen 'n hele wêreld op sy kop kom keer het en baie moeilike en aaklige scenario's kom skep het. Vriende, ek weet die oormatige beklemtoning en gepraat oor die aakligheid daarvan raak al so bietjie holrigery. Daarom wil ek nie vanaand eers begin om oor statistieke en oor syfers en oor gevolge te gesels nie. Want julle ken dit, ons almal ken dit. Dit is letterlik elke dag in ons gesig. Ons is so intens bewus van die impak van die omvattende pandemie. Ons weet van die verliese. Ons weet van die seer. Van die aanhou en aanhou en aanhou. Tot in die laaste dae van hierdie jaar waar ons president betraan gedwing was om ons terug te plaas tot 'n vlak wat ons gedink het nooit weer sal gebeur nie. Dis waar ons aangekom het. Die pandemie met al sy tentakels tref diep en tref seer. Agter maskers skuil daar baie pyn. Miskien by hulle wat in hierdie jaar by 'n afgewaterde, ingeperkte begrafnis moes afskeid neem van 'n geliefde. Miskien beursies wat baie leer is as 'n jaar terug. 'n Lang verwagte en 'n broodnodige vakansie wat ek midde in die heerlikste somerweer in my tent moet deurbring, omdat die virus die strand ontoeganklik gemaak het. Ons wil, vriende, vanaand egter met deernis dink aan almal wat in hierdie jaar 2020 verskeie forme van verlies en van pyn moes deurgaan. Ons harte is saam seer hier op hierdie ou jaar. Ons is bewus van baie van julle wat 'n pynlike pad in hierdie jaar moes loop. Mag ons, Here Jesus, julle vashou. Mag hy julle vertroos en werklik ook die uitkomste gee waarop julle hoop. Maar ons wil ook saam met ons president vanaand hulde bring en dankie sê vir honderde nooddienswerkers en mediese personeel wat hulle lewe op die spel plaas om ander in die tyd te help. Vir hulle sal die Heer ons vanaand en bid ons ook voor in hierdie tyd. Maar weet jy, 2020 was nie net 'n annus horribilis nie. Daar was ook baie goeie tekens van annus mirabilis. 'n Wonderlike jaar waarin mooi en waarin positief tog telkens deurgebreek het. Julle het gesien? Of was ons dalk so verblind met die pandemie? Professor Amanda Gous skryf Dinsdag in die Burger in haar artikel met die tema Lesse
geleer in die gruweljaar. En ek haal haar aan. Ons moet hierdie jaar opdra aan vriendskap. Vir my was dit 'n jaar waarin vriendskappe my staande gehou het op oomblikke waarin ek wanhoopig was. Oomblikke waar ons besef het wat ons verloor het. Vir sommige was daar verliese deur die dood, wat die landskap van bande wat ons met mekaar en met familie het, vir altyd kom verander het. Wat die jaar ons geleer het, skryf sy verder, is om te prioriseer, om waarde te heg aan klein oorwinnings en om die mense in ons lewe wat regtig saak maak, te koester. Professor Stefan Joubert bring ook onlangs in die beeld in 'n artikel hulde aan gelowiges, volgelinge van Jesus Christus, wat in die ou jaar in 2020 'n werklike verskil gemaak het op grond van wie hulle in Christus is. En ek haal aan uit sy artikel. Net dalk, skryf hy, is jy een van 'n handvol mense wat hier in 2020 die smal pad van vrede end uit bewandel het. Terwyl ander vertel het hoe moeg en opgebruik hulle is, het jy elke dag 'n rusplek gevind by die Here se voete. Terwyl ander dalk bekommerd was oor al die rassespanning in die land, het jy 'n brug herstel tussen bekleiendes en selfs 'n paar nuus gebou. Terwyl almal gekla het oor korrupsie, wat hand oor hand toeneem, het jy met integriteit gewerk en gedoen wat reg is. Terwyl almal vertel het hoe onseker hulle is oor die toekoms, het jy elke dag aangegryp as 'n dag van die Here en dit volgemaak met hoop en nuwe lewe. Terwyl almal hulle lewenskwaliteit gemeet het in terme van alles wat hulle in 2020 verloor het, het jy joune gemeet in al die nuwe insig, kennis en wysheid wat die Here deur sy Gees vanjaar in jou lewe gedeponeer het. Sluit hy af, geseënd is jy as jy vanjaar reg gegroei het in die Here. Vriende, ons tema vanaand vir hierdie boodskap en vir hierdie diens, 2 kerse vir die ou jaar. Ek gaan 2 kerse aansteek vanaand. Een nou vir die jaar 2020 en dan so 'n bietjie later, 'n paar minute later, nog 'n kers vir die nuwe jaar 2021. Die eerste kers, soos die kers wat ons president ook 'n paar ure van nou af gaan aansteek, is om eervol te dink aan almal wat in die jaar geliefdes aan die dood afgestaan het. Wat ook ander seer verliese gelei het. Hierdie kers moet ons herinner ook aan ons helde, die eerste linievegters, die mediese personeel en ander nooddienste wat onverpoost dag en nag werk te midde van hierdie pandemie. Terwyl ek die kers aansteek, lig ek julle in oor die lied wat ons gaan speel en dan luister daarna. Die bekende Zulu lied Ukuthula, wat eintlik net praat oor die vrede wat moontlik is in hierdie wêreld, die vrede wat Jesus Christus gebring het. Die tweede kers wil die toekoms, die nuwe jaar 2021 vir ons inskyn. Dit wil lig in die duisternis, die onbekende simboliseer. Hierdie tweede kers vir 2021 wil ons verseker van God se teenwoordigheid by ons. Ons het pas Kersfees gevier, Immanuel, God met ons. En dat ons daaraan vashou en mag die kers ons ook daaraan herinner
dat God hier by ons is, saam met ons is. Hierdie tweede Kers wil ons ook herinner aan ons teksgedeeltes wat ons vanaand gelees het, waar die 3 pilare van ons geloof as ligdraers in moeilike tye beklemtoon word. Vir 'n jaar, vriende, waar doemprofete nou al baljaar met negatiewe uitsprake en veroordelings oor die jaar 2021. Wil ons sê, hierdie Kers moet vir ons sê, veral as volgelinge van Jesus Christus, ons gryp vorentoe met geloof en met hoop en met liefde. Ons geloof is nie sommer maar net ietsie wat lekker is wat ons by onsself hou nie. Ons geloof is diep gegrondves en gevestig op God drie-enig. Wie ons glo dat hy as die ewige God reeds daar is, reeds in 2021 is, wat, soos Jesaja sê, daarom vermoeides krag kan gee, die versterk wat nie meer kan nie. Dat ons in vertroue spring na hom toe, soos Hebreërs 11 vers 1 sê, dat ons seker kan wees, dat ons gedryf is deur 'n stuk oortuiging, ook van die dinge wat ons nie nou alreeds kan sien nie. Die Kers gaan ons aanmoedig om met baie spesiale hoop 'n verwagting te hê vir 2021. 'n geesgedrewe optimisme, wat ons gaan laat vlieg met arendsvlerke, laat hardloop en nie moeg word nie, laat loop en nie afgemat word nie. Die Kers wil vir ons liefde simboliseer, liefde vir ander, veral ook hulle in nood in die tyd van die pandemie. Liefde wat spreek van ons hartlike omgee vir mekaar, ons hande uitsteek na mekaar in die gemeente en in 'n vriendekring, maar ook oor alle grense heen, dat ons nood sal raak sien, en gedrewe met hierdie 1 Korintiërs 13 liefde sal dien en sal help. Maar ook, bo alles, dat die Kers ook simboliseer ons hartlike liefde vir God drie-enig. Vir 2021, vriende, steek ek so 'n Kers aan. Kers van geloof, van hoop en van liefde. Ek wil afsluit met 'n baie pragtige gebed uit Afrika, uit Ghana spesifiek, oor die nuwe jaar. Kom ons bid saam. Here, almagtige, oneindige Skepper, volëinder. 'n jaar is vir U net 'n oogwink, maar vir ons is dit 365 dae lank, 'n lang pad. Here, vir ons is elke dag volgepak met goed en kwaad. U is Here van elke uur en dag en jaar. Maar ons is gevange slawe van die vervlietende tyd. Here, en tog bring elke jaar ons nader aan U. Mense word jaar na jaar ouer, maar U kinders word jonger. 'n jaar lê agter ons, vir altyd verby. Plek loop die pad pylreguit deur die vlakte. Ander kere met kronkelpaaie oor die steiltes, vol slaggate, papwiele, verpaste treine, verspeelde geleenthede. Here, oor die geleenthede wat onbenut verbygegaan het, sou ek wanhoopig kon raak, as dit nie was dat U vergewe nie. Here, elke dag is 'n genade nuut, sedert Noag se reënboog, en is U goedheid nuut, sedert Jesus Christus
As U die hare van my kop getel het, het U sekerlik ook my dae getel, die minute en sekondes daarvan. Alles hou U in die palm van U hand. Here, ek dank U vir gesondheid in die jaar wat verby is. Ek bid vir gesondheid in die jaar wat voorlê. Vir genoeg kos vir elke dag. Maar veral bid ek om 'n honger na U woord, na U self. U sal weer met ons wees in 'n nuwe jaar, 'n jaar vol genade. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van ons Here Jesus ons sterk maak vir sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.